Jy kry taf en dan kry jy taai en ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die versus kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer gaan ons boere volg waar hulle vir die eerste keer hulle handspoed en voetwerk verwerk met Vusi Jokasi en Sebastian Rotman. Hulle gaan dan ook vir die eerste keer inweeg voor 8000 mense by Lamb Champs en dan gaan hulle ook in 'n skaapkop eetkompetisie deelneem waar die wenner by Versus aangekondig word. Goeiemôre boere, ons is hierso by CIT Boxing en hier aan my linkerkant is ons vandag gejoin hierso met Sebastian Rotman. My naam is Sebastian Rotman, ek is die eienaar van Seps Elite Boxing by Loftus Versveld. Ek is 'n professionele bokser vir 11 jaar, het 2 wêreldtitels gewen. En ja, dis my passie. Ek het in 1992 begin boks, ek was hier op Affies op skool, by Berea Park geboks onder Charles Backhouse. Is toe weermag toe vir 3 jaar, nasionale en provinsiale klere gekry, was toe nasionale kaptein gewees. En ek het toe professioneel gedraai in 97. En ja, in 99 was ek gelukkig genoeg om die SA titel te wen en 2 wêreldtitels. Die eerste in 99 en die tweede in 2003. En dan aan my regterkant het ons vir Vusi Jokasi. My name is Vusi Jokasi. I'm a boxing coach at CIT, qualified sports psychologist. I've been part of development structure for SA under Sanabo. I've been 8 years as a national coach now, but I've been boxing since at the age of 8. Julle gaan bietjie vir 'n goeie 2,5 ure op 'n paadjie stap saam met hulle. Ons gaan julle verdeel in 2 spanne, soos altyd, blou span en rooi span. Dis ook die spanne waarin julle gaan uitstap die aand van die fight. En die blou span gaan eers begin werk op die sakke, die rooi span gaan werk in die kruit saam met Seb. 'n Bokser is baie dedikasie. Hy staan op in die oggende wanneer ander mense nog in die bed lê. Hy kan nie eet wat ander mense eet nie, wanneer 'n ou dop drink is hy op die ander pad. So dis baie dissipline en goed. Wat jy wil doen van jou lyf af op, gaan jou krag gegenereer word. Sodra jy jou wendelbaan te wyd maak met bo, gaan jy agterkom, jy val oor en uitbalansheid is wanneer jy seker kry. Jy wil inbalans bly die hele tyd. So ek wil gaan julle stances werk. As jy teken 12 uur is, voete plus minus 1 uur 2 uur, elmo in posisie daarso. Ons gaan eers met 'n basic boxing stance uit. So eers ding, linkse voet voor, regdeur en agter, handposisie daarso. Eerste ou 'n jab. Ek gaan begin met 'n warm-up met 100 jabs. Goeie paar longe, jou cardio moet definitief goed wees. Jy moet kan bly in 'n goeie staat dat jy regte besluite kan maak. As jy onder druk is en begin moeg raak en jy maak die verkeerde besluite, dis hoe jy geveg verloor. Het jy die vermoë om kalm te bly wanneer dit moeilik raak? 5 uur is die probleem, ja, ons begin 5 uur werk, so 5 uur is maar tamelik normaal. Dis net nie so koud hier nie, by ons is dit kouer, so dit is heel gemaksone. Ek het gehoor julle vra die vraag of jy vir jou ander opponent gekyk het. Nou ek het definitief. Nou kyk, Zak ry met 'n ander woord is en hy gaan kom. Dit wil ek vir jou sê. Ek het vir Zakkie dopgehou vandag. Kyk, ek gaan nie baie van verloor nie, so ek het agtergekom ek gaan ja, baie meer moet oefen en harder moet werk. Dis lekker, dis lekker om jou kop van die werk af te kry as jy hierso is, so dit is ideaal en ek gaan tyd maak dat ek meer betrokke kan wees. En ek wil beweging hê, nee, so jy staan nie stil nie, jy gaan fyn, jy gaan beweeg die hele tyd en time. Ek het baie geleer, goed dat ek nie altyd aan dink nie. En as jy moeg raak, moet jy altyd bly konsentreer en dis iets wat baie belangrik is. En dis baie kennis wat ingaan as jy net saam jou vat en dit by die huis in Potchefstroom om met al gaan oefen. So ek wil hê ons gaan nou 'n bietjie 'n gamepie speel wat julle nou gaan ophou, julle gaan saam met mekaar jab. So ek en jy gaan nou ja nou en hoop jy gaan daai na my toe jab en ek gaan na jou toe jab. Okay, nou gaan ons begin beheer. Sebastian Rotman is ongelooflik sy ervaring, is iets besonders en hy het gewerk oor prinsipe en hoe om te staan en om te beweeg. Ons gaan nou werk. Die eerste enetjie wat ek gaan doen vir verdediging is 'n parry. So ons gaan doen ons jou hande op. Die een ou gaan net parry so met 'n oop baan, die ander ou gaan hom net keer en afklap. Ek dink hoe meer jy oefen, hoe makliker raak daai proses om jou geestelik en verstandelik sterk te maak vir 'n geveg. So dit is maar repetisie die hele tyd oor en oor. Ek is fiks genoeg om nou te kan aanhou oefen, maar nog glad nie waar ek wil wees nie. Definitief
fokus op tegniek. Plan is om die probleme tot by 'n minimum te hou en dan elke dag te kyk of ek kan uitdag en uitkom. Ek is baie groot op die hele UFC ding, ek hou daarvan, so ek is elke sonnagoggend 3 uur wakker as daar 'n fight aan is. Dit is lekker om te kyk wat die ouens doen en veral nou dat ons bietjie tegniek geleer het ook om nou weet mens waarna jy kyk ook as jy sien hoe die ouens beklei. Dit was redelik vroeg en koud hier vanoggend, maar nee, lekker om bietjie saam almal sak te slaan en bietjie span te bou. In Nancy Dobie, jab, cross, left hook, right hook, left uppercut, right uppercut. They ask very good question and they want to learn, they want to get into it. For me, it was very touching and humbling situation to be able to explain and go into details with them and say, this is how it's gonna work. And they were willing to, and you can tell that they are willing to take that even further. Die cross het sy manier, maar dis nie naast dan by soos met die stoei of met die boks nie, waar het wel baie help is, ek sal sê jy die cover vinniger, jy kry asem vinniger terug, maar as dit by die stoei kom, nee, is dit kinderspeletjies. Ons gedeelte eerste was bietjie sak te slaan en fundamentals van dit te doen, maar in practice. Dit is lekker om vir Ernst te hê om teen te oefen, veral twee boeties, ek moet sê, enige iets wat jy doen, of dit nou skiet is, of dit nou hardloop is, die kompetisie is altyd daar. As ons ry by oefens, is die eerste 200, 300 meter wat ons ry, praat ons niks met mekaar he. En dan, tot ons daar by stokkies draai verby is, dan sal hy vir my sê, hoe kon jy my alweer hier so gedruk of uitgechoke? Soos wat ons huis toe begin beweeg, begin ons weer te praat. Maar nee, dis lekker. Die ouens weet waarvan hulle praat. Ek voel bietjie meer gemaklik nou met die beweging. Ek het baie my bene soos gedrop en in plaas van om jou voete te beweeg, maar net jou bene bietjie wyer oopgemaak om te draai bykom. En toe het coach Woesie ons nou nogals lekker gewys hoe om net bietjie op en af te beweeg. So dit was nogals nice geweest. That's why in boxing, the first rule, be able to protect yourself all the time. You always your hands are up. That's the first rule. Then when your hands are nice and up, what do? You keep on changing levels there. Letting what you are leading hands going. Dit pa. Nee, die boksewerk het my 'n bietjie meer moeg gemaak. Ek wil nou nie, almal sit nou hier binne, ek kan nou nie iets sê van die beespan nie, maar hulle het dan baie moer gelyk na die sakwerkers wat ons gelyk het. Ek wil nou nie vingers wys nie, maar hier is dan weet. Ek sal myself vergelyk met ander, hè. Maar vir myself was ek maar redelik moeg. Ek sal graag weer met hom wil werk. Dit was regtig baie nice geweest. Life 101, all awesome. Time, waar gaan julle? Die manne is hard aan die oefen en een ding wat nogals uniek is van hierdie reeks is, op amateur en professionele vlak kry jy nooit die voorreg om met jou opponent in dieselfde kamer te oefen nie, maar hier doen hulle dit nou en ek moet eerlikwaar sê, ek het gedog al gaan 'n paar gliere van die kante aan wees. Die manne is so gefokus op wat hulle hier is om te doen en dit is om te leer by van die professionele manne wat ons hier het vandag. So, dis ongelooflik om te sien. Klein teiken, probeer klein teiken bly. Die rooi span gaan nou gaan met coach Woesie Chukasi en die blou span gaan nou werk saam met Sebastian Rothman. Almal het hulle oog op die prys. Ek dink ek het al iewers gehoor boks is die sport van konings. En dis kom ons vandag vir King Fries wil dankie sê dat hulle hier is om hierdie oefensessies te borg. Hulle is nog ongelooflik deur hierdie proses. Die manne is hard aan die werk in hulle King Fries oefenklere. Dis die nuwe sport van konings. Fight man. Ek dink nie dis net die fiksheid nie. Ek dink die groot aspek is van die gevegskunste, veral met MMA, daar's soveel dinamiese goed wat jy moet nuut leer. Dis 'n moeilike proses om te leer in 'n klein tydjie ook. Dis wat mense lewenslang om alles te leer. En vir hierdie boere met 6 maande doen is ongelooflik hard. Die tweede gedeelte van die sessie was maar movement in die ring, awareness en al daai tipe goed. So ja nee,
2 goeie sessies. Ek like die tegniese gedeelte want dit leer jou die fynere ding. So ek dink die ou wat bietjie iets tussen die ore het en dit kan bære, op die dag as jy in 'n swak posisie kom en jy kan dit gebruik, gaan dit tot jou voordeel tel. Wat gaan dalk jou die wen hou gee of nie. Om jou opponent in dieselfde vertrek te hê, dit maak verseker bietjie dit meer real as ek dit so kan sê. I know how hardworking the farmers are. Today it was a true reflection of how hardworking those guys taken are and how well they apply the mindset. So big up to them for it. The most important thing that I can start with is to compliment them. They are coachable. They come here, you can see they come with the right mental attitude. Ek is baie opgewonde vir 14 September. Ek is opgewonde om teen my opponent te kan staan. Vandag is dit lekker om bietjie te sien wat doen die ander ouens, hoe hulle fiksheid, maar ek sien uit vir Zakkie. Dit was regtig insiggewend. Ons het baie geleer. Woesie is ongelooflik. Mense kan sien hy doen dit baie. My linkerskouer is nog steeds af. Daar's baie wat huis toe gaan en ek gaan met hard werk en ek glo nie ek gaan die laaste keer wees of ek so iets wil bywoon nie want jy kom agter hoe onkundig in die sport is jy eintlik. Ek gaan definitief van fiksheid moet werk, anders gaan die grond of boks maar nie veel help nie. Definitief voel ek dat daar meer is as wat ek gedink het daar is in my lyf en dit is ook bietjie werk 'n bietjie oor die kop. Ek voel definitief beter oor my fiksheid as wat ek gedink het dit is. Moegword en gas is definitief nog 'n moontlikheid op die stadium. I think I'll go with the blue corner, yes, but the red corner also I respect them. But yeah, the blue corner they just want to do it, man, and the fire is in there. Wel, as ek 'n fisiese ou was, ek die tweede span gevat. Ek sê die rooi span gevat het oor intellek. Dit is asof hulle vinniger leer. So dit is eintlik 'n baie goeie balans wat jy geskep het. Dit was baie lekker geweest. Die armpies is lekker moeg, maar nee, voel lekker, voel goed. Voel gemaklik. Dit was lekker. Ek het baie goed geleer hoe jy moet staan. Ek het maar altyd redelik reguit van my opponent gekyk en nou 'n bietjie geleer om jouself net 'n kleiner teiken te maak half. Die boks was baie lekker geweest. Dis iets wat ons nie baie groot ondervinding op het nie. Baie geleer, baie tegnieke geleer en spesifiek dit wat ek sou sê my swakpunt is, het ons vandag op gefokus op die boks. Was goed geweest, baie goed wat jy gevoel het, jy kan ook verbeter wat hulle vandag gewys het, goed wat jy kan terugvat en bietjie daarop werk. Dit was interessant geweest, ek is bly ons kon die sessie bywoon. Vandag was lekker, ek dink ek is so 3 tree agter, en ek het agterkom, ek moet bitter vanaf wel kom. Ek kom baie huis toe vat en aan dit gaan werk. Die boere is nou klaar by hulle boksseminar en nou het hulle 'n bietjie vermaak verdien. Ons is nou op pad Lamb Champs toe waar ons 'n paar verrassings vir hulle het. Van die stalplase na waar ons nou is, hierdie boere word nou uit hulle gemaksones uitgehaal. 12 boere van Moereboer is vandag hierso om in te weeg op die verhoog hier by Lamb Champs en vir die eerste keer gaan hulle opponente in die oë kyk. Hierdie is Lamb Champs en hierdie is Moereboer. Lamb Champs, ek dink is redelik wreed dat hulle ons hiernatoe gebring het, al hierdie lekker reuke van spit wat hier aangaan en ons kan nie eet nie, want ons gaan nou 'n skaapkop verorber. Ons gaan nou opgaan, kyk hoe swaar is almal, so ja, sien uit daarvoor. By julle so dis nou die weigh-in en die face-offs, hoogs opgewonde vir dit, so ja. Eerstens gaan ons begin met Lambertus Skeepers en hy vat aan Erik Basson. Volgende 'n geveg vir wat ek ongelooflik opgewonde is. Dis J.W. Berg teen Driekus Jacobs. Volgende is Pretoria teen Secunda. Ons het vir Zak Steyn teen David Lou.
manne het ons Brits teen Ventersdorp, dis Stef Myntjies teen Dandrey Prinsloo. Dan het ons twee reëse, dis Rian Gous teen Etienne Erasmus. Ons boere gaan dan ook deelneem in 'n skaapkop eetkompetisie en die wenner word aangekondig by Versus. Alles wat op die eetbord, plus, jy moet ook jou bier opdrink. Ek dink die kompetisie is gekook, hulle het dit vir 'n ander man gegee. Maar yes, Lambertus het so geëet, sy vrou gaan hom eers vir Kersfees soen, so het hy 'n keer gegaan met die skaapkop. Maar nee, het was lekker geweest. Lekker Lamb Champ skaapkop eetkompetisie. Ek sê die bier is nog hier oor my, maar dit was die moeite werd geweest. Hoop ons sien julle 14 September by Moereboer. Ons is nou klaar met die skaapkop kompetisie. Dis was nou nie heeltemal vir my nie. Ek hou maar op my gewone braaivleis en daai dinge, maar my woud was by Lambertus. Ek het geweet hy gaan hom vat. Was vreeslik lekker. Ons moet dit volgende jaar weer kom doen. En jy weet, Saai het ons uitgenooi en dankie vir Versus, dankie vir al die opleiding. vibe is lekker, dit is ongelooflik om 14 September hier myself in te dink is iets ongeloofliks. Ons is hier by Versus Fight Night en ek moet sê dit is ons celebrering het vanaand. Maar is so stres en opgewondenheid dieselfde tyd. Ja, ek moet sê, is 'n lekker aand vanaand. Ons leer lekker baie tegnieke, dinge rol mooi. Daar
paar tips leer vir 14 September, maar dinge loop. Maar die competitie was tussen die boeren en ek kan nou eerlikwaar sê, uit al die manne wat hier is daar een wenner. Hy loop vandag weg met 5000 rand en die wenner is Lambertus Seerman. Baie dankie aan AfriSkuld vir hulle ongelooflike borg van R50,000 se voer vir boere in nood. En deur die loop van die reeks gaan hulle hande vat saam met ons om aan te hou boere ondersteun. In die volgende episode van Moereboer gaan ons nou 'n bietjie tree in die boere se lewens invat. Ons gaan hulle ontmoet op hulle plase en ook hulle gedagtes kry by hulle familielede.